Goeiedag, ons is vandag by sessie 60 en Sondag 34. En ons is besig met die 10 gebooie. So, hoe lei die wet van die Here is die vraag. En dan is die antwoord. En die antwoord van die katekismus word die hele Exodus 20 aangehaal. Ons gaan nie nou alles lees nie, want ons gaan van een gebod na 'n ander deur hulle almal werk in die volgende 10 sessies. Waarmee ons nou begin. So vandag kyk ons net na die aanhef van die eerste gebod. En die aanhef is: toe het die Here God hierdie woorde gespreek en gesê: ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my hê nie. So ons gaan vra, wat gebied God in die eerste gebod? En dan kom die antwoord: ek moet ter wille van my sieleheil en my saligheid alle afgoderry, towery, waarsêery, bygeloof, aanroeping van die heiliges of ander skepsels vermy en daarvan wegvlug. Ek moet die enige ware God reg leer ken, hom alleen vertrou, my slegs aan hom met alle nederigheid en geduld onderwerp en van hom alleen die goeie dinge verwag. Ek moet hom met my hele hart lief hê, vrees en eer. Sodoende sien ek eerder van alle skepsels af, as om die minste teen sy wil te handel. En dan is die vraag ook, wat is afgoderry? En dan kom die antwoord: dit is om in die plek van die enige ware God, wat hom in sy woord geopenbaar het, of naas om iets uit te dink, of te hê waarop jy jou vertroue stel. So skalk, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Ja, kyk, kom ons herinner mekaar net gou eers weer, dat ons nou by die deel oor die dankbaarheid is. Ja. Hoe het ek die Here God, hoe sê ek vir die Here dankie vir sy verlossing? Ja, dit is belangrik. Ja, hoe sê ek dankie vir wat hy vir my gedoen het? En die 10 gebooie begin juis ook daarmee. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Dit sê nie, ek is die Here, ek sal die Here jou God wees as jy die volgende 10 reëls nakom nie. Dit sê, ek het jou gered voor jy die 10 reëls nagekom het, voor jy self Sjoe, dit is baie belangrik, né? Ja, so ek het jou gered voor dit. Hoe leef jy met my? Ja. En dan sê hy, en dit verander die inhoud van hierdie gebooie baie. Dit verander die inhoud van die gebooie baie, want jy moet dit altyd in gedagte hou. Hier is reeds 'n verhouding wat die Here God verlossend met jou aangeknoop het. En dit sê daarom hanteer ons die 10 gebooie eers aan die einde van die katekismus. Kyk, daar's 2 plekke waar die wet van God ter sprake kom. Die eerste plek waar die wet van God in die katekismus ter sprake kom, is by die kennis van ons sonde en ellende. Maar het is interessant dat hoe weet jy dat jy 'n sondige mens is? En dan is die antwoord, ek is 2 of 3, Sondag 3, daar rond, die wet van God. En dan, wat sê die wet van God? En dan word die kort opsomming wat die Here Jesus gegee het, met 2 tekste uit die Ou Testament. Jy moet die Here jou God met jou hele hart lief hê, met jou hele siel en jou verstand en al jou krag, en jou naaste soos jouself. So daar word die wet se, kom ons sê, die opsomming, die kern van die wet aangehaal. Maar hier by die verlossing, by die dankbaarheid deel, word die 10 gebooie aangehaal. En ek dink die rede hoekom hulle die 10 gebooie hier gesit het, is juis die aanhef. Ja. Ek het jou gered, daarom. Ja. Onthou nou, as ons oor die wet van God dink, moet ons aan die wet van God dink as 'n liefdesverklaring. God is nie in die eerste plek regter nie. God is liefde, sê die Bybel. En omdat God liefde is, begeer God vir ons 'n gesonde, vervulde, vreugdevolle, volle lewe. En omdat God dit vir ons wil gee, wys hy vir ons waar die doring sit
wat ons van die lewe kan beroof. En een van die groot dorings, die grootste doring, wat ons ballon van vreugde kan laat bars, is dat ons ander gode kan hê. Want God self weet, ons weet dit nie altyd so goed nie, ons weet dit so met 'n deeltjie, weet so 10 breinselle hier aan die linkerkant bo regs van my brein, linkerkant bo regs, gats. Maar 10 breinselle hier iewers in my brein weet, God is die enigste God en ek moet hom met my hele hart dien. Maar dan, die oomblik wat ek dit klaar gesê het, dan beweeg my gedagtes alweer aan na volgende goed, en dan begin ek wonder oor, hoeveel geld is daar op die oomblik in my bankrekening, en sal ek nou hierdie en hierdie goed kan doen, want ek sal tot niet gaan as ek nie meer geld het nie. En, ek kom agter jammer nie red val, ek kom agter, weer eens, jy het nou mooi gesê, dit gaan oor dankbaarheid. Maar wanneer dit dan nou hier gesê het, hulle het dit nou gekies, is daar die twee kontekste. Die een konteks is die konteks van die Ou Testament, wat spesifiek dan nou, so dis geskryf binne die konteks baie van dit, is van die Ou Testamentse gedagte van gode, wat mense natuurlik aan dink. Want hulle dink aan as jy aan afgode dink jy aan die Bybelse tyd, ou in die Nuwe Testament, aan goed waarvan jy in die Bybel lees, maar jy dink nie aan jou voorbeelde van vandag nie. En dis die moeilik, en die ander konteks is ook net wat baie sterk hier uitkom. Weereens, dit was 'n verset teen die Rooms-Katolieke Kerk en baie van die goed daar binne. Iets van dit skemer deur in die volgende 10. Ja, kyk, die ouens was natuurlik ontstel, die Romeinse Kerk, maar dit sal ons nou by die volgende gebod. Yes. Gaan ons 'n bietjie daaroor nadink. Die punt wat ek net wil maak is, die punt wat ek wil maak is, die ding glip baie maklik by ons verby, want ons is nie meer in die Romeinse tyd, ons sal nou by die volgende ene doen, of ons is nie meer, ons het nie hierdie ding wat jy in die Bybel oor afgode lees nie, maar hier is 'n ander vorme hiervan. Ja, kyk, Martin Luther, ek dink ek het dit al gesê, want dit is 'n stuk wysheid wat Luther ingesien het, waarby jy net nie kan verbykom nie. Luther het gesê in die Duits, das Glaub ist ein mächtig Ding, es macht Gott oder Abgott. Die geloof, sê hy, is 'n magtige ding, want hy skep God of afgod. Met ander woorde, waar jy met geloof bedoel hy dan, waar jy jou vertroue op plaas. As jy jou volle vertroue op God en God alleen is, hy is die verlosser, dan is hy jou enigste God. Maar as jou vertroue op 'n klomp ander goed is, op jou politieke leiers, ek het nou nie na Trump se toespraak gisterand geluister toe die Japaneese premier by hom is nie. Maar wat ek net een stukkie gehoor het, is dat sy gesê het, ek vertrou die president. En ek het gedink, oeps. Enige president. Enige president. Ons sit nie ons vertrou in mense nie. Ja, ons... jy vertrou mense, maar maar jy het dit mooi gesê, geloof het twee kante. Geloof, want ons gaan nou in die volgende een oor bygeloof byvoorbeeld ook, wat ek wil sê. Oor gesnede beelde praat. Maar hier gaan dit oor God wat ons lief het, en wat weet dat as ons van hom af wegdwaal, as ons vertroue in enige iets anders stel, gaan ons verskriklik seer kry. En dit is waarteen God sy mense wat hy nou net gered het, wil beskerm. Onthou, daar's twee vrae wat mense vra, Marius. Twee universele vrae wat mense deur die eeue heen gevra het. Ek meen, daar's 'n klomp ander ook, maar daar's die twee basiese vrae. Die een is, waarvoor moet ek bang wees? En waarom kan ek hoop? En op die antwoord, waarvoor moet ek bang wees, probeer mense dan
elke mens het omtrent 'n ander soort van ding waarvoor hy bang is. Ek is bang my geld gaan opraak, ek is bang ek gaan my werk verloor, ek is bang die Amerikaners val Suid-Afrika in, of die Iranese val, of wat ook al, maar ons het almal iets waarvoor ons bang is. Ek is bang my vrou en my kinders hou op om vir my lief te wees. So daar's altyd die vraag, waarvoor moet ek bang wees? Iewers in jou agterkop. En die Here God kom in hierdie heel eerste gebod met die aanhef al om vir ons te sê, Moenie bang wees nie. moenie bang wees nie. Ek red jou. En dan die volgende ding is, waarop kan ek hoop? Nou, daardie twee vrae lê ten grondslag van al ons beplanning, van ons hele verhouding met God, ons verhouding met ons naaste, en dit is die twee vrae waarop die Here God een antwoord wil gee. En dit is, soos Jesus dit gesê het, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou verstand, met alles wat in jou is, met al jou krag, moet jy die Here jou God lief hê. As jy daardie gebod verstaan, as jy hierdie eerste gebod verstaan, dan hoef jy nie meer bang te wees nie. Maar en as jy hierdie eerste gebod verstaan, weet jy ook waarop kan jy hoop. Want jy hoop op God. Ja. En dan weer eens, die agtergrond, ons praat nou net oor die algemeen, ons gaan nou lekker in die volgende sessies praat. Wat jy eintlik in jou kop moet visualiseer, is hoe kry mense dit reg om in die lewe te reis? En dan dink jy aan die 40 jaar, want dis waar die konteks van die ding is. Hy lei hulle uit Egipte uit, en dan kom hulle nou by Berg Sinai, en wat nou? Jy weet, wat nou? En dan is dit half so verbintenis, want te sê, okay, wat nou is nou hierdie. Dis hoe ons gaan leef. En dan speel die verhaal baie prakties uit in hierdie gebooie oor vertroue en kan nie sien nie en Ja, en dan is dit tekenend, want ons gaan nou by ons volgende sessie praat oor die gesneede beelde. So jy maak nou sommer vir ons die paadjie oop, want toe Moses te lank op die berg is, sê hulle, jete nee, nou het ons 'n God nodig, dan maak hulle vir hulle 'n kalf om te aanbid. Maar toe het hulle nou nog hierdie klippe gekry nie, nee. Toe het hulle nog hierdie tafels, toe is nog hulle voorgelees nie, maar juist net, ek dink dis wat so mooi is van dit, hierdie is natuurlike response wat spruit uit klomp vrese en onsekerheid. Want vrese en onsekerheid kan jy met geloof gaan, maar jy kan met 'n bygeloof dit benader, of jy kan met 'n geloof dit benader wat nie so seer oor God spreek nie, maar meer oor ander mense en vermoëns. So so gaan ons die sessie so afsluit, en dan gaan ons na ons volgende sessie toe. So die besprekingsvraag is, as afgoderry volgens vraag 95 beteken om jou vertroue op iets of iemand anders naas God te stel, wat is tans die grootste mededinger in jou eie lewe wat jou probeer oortuig het dat jou sekuriteit en toekoms van hom of haar dit afhang eerder is van God alleen? Ek wil sommer ook vra net wat maak jou bang, nee? Ek kom sommer net dink, wat maak jou bang? Ja, wel, dit lê ten grondslag van die maar dit afgode. is nou so mooi dit gesê, want dit wat jou bang maak hy's in jou agterkop. En dan, hoe belangrik is dit om seker te maak dat die prentjie wat jy van die Here in jou kop het werklik skrifgetrou is?